Goeiemôre, good morning, Annie. Goeiemôre, lekker om jou saam met ons te hê. Good morning wherever you may be. Dis 'n splinter nuwe dag en ons is gereed om saam met jou aan te pak. As jy nou 'n koppie koffie het soos ons hier het en 'n program propvol opwinding en so 'n bietjie hitte daarbey saam, dan is dit vandag net ongelukkig ons twee manne. Lekker. Hier is die twee dorings vandag. Nou ja, vandag kyk ons ook hoe gaming van 'n eenvoudige stokperdjie tot een van die wêreld se grootste vermaaklikheidsbedrywe ontwikkel het. En hoe die MTN Shift Gaming Experience dit vir almal toeganklik maak. Ons gesels met die AAA geklassifiseerde, dis AAA geklassifiseerde PGA golfspeler en hoof van die golfbestuur kampus by Swartkop Buiteklub in Centurion, Griselda ter Blanche. Ons verken van Pretoria se spokerige plekkies en area, as ons gaan gesels oor die spookbus, met die meester storieverteller en skrywer Jaco Hoog-Coetzee, waar spookstories geskiedenis en ware misdaadverhale deel vorm van 'n baie unieke toer. Laastens vier ons Suid-Afrikaanse talent saam met die 10-jarige Mishke Grywenstein, wat pas as Junior Female Actor of the World 2026 gekroon is. Soos daai. En sy is so oulik, jy kan dit net nie glo nie. Baie oulik. Hier is 'n interessante ene. Suid-Afrikaanse grondboontjiepryse kan moontlik onder die loep kom, nadat die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie of ITAC 'n nuwe 20% invoerheffing op grondboontjiebotter aanbeveel het. Die doel van die heffing is om plaaslike grondboontjiebottervervaardigers teen goedkoper ingevoerde produkte te beskerm. Volgens ITAC se hoofkommissaris Ayabonga Kawe was daar voorheen 'n wanbalans omdat ingevoerde grondboontjiebotter teen 'n baie laer heffing en rou grondboontjies wat plaaslik gebruik word om die produk te vervaardig ingevoer is. Volgens ITAC het die plaaslike vervaardigers teenoor groot internasionale produsente wat goedkoper op groot skaal natuurlik kan vervaardig, benadeel. Kawe waarsku egter dat plaaslike vervaardigers en winkels nie die nuwe heffing moet gebruik om nou buitensporige prysverhogings te regverdig nie. ITAC sê hulle sal pryse monitor en dat hulle saam met die mededingingsowerhede sal optree indien daar inderdaad groot verhogings wat nie deur werklike produksiekoste geregverdig kan word nie, gehef word. Kawe sê dat ITAC ook die impak op die verbruikers in ag geneem het, aangesien grondboontjiebotter vir baie Suid-Afrikaners 'n bekostigbare bron van proteïene is. Volgens Kawe is die doel nie net om plaaslike vervaardiging te beskerm nie, maar ook om Suid-Afrika se voedselsekerheid te verseker. Hy waarsku dat die land wat heeltemal afhanklik raak van invoer kwesbaar kan wees indien groot uitvoerlande beperkings daarmee kan instel. So dit is nou Hy verhef die invoer en dan dink jy op so 'n manier beskerm hy nou die plaaslike produsente. Dis 'n interessante gedagtegang en ek sal bitter graag wil hoor wat Thys sou sê van die ekonomiese implikasies daarvan, want ek dink dit kan 'n impak hê. En dan daarmee saam, dit wat jy wel invoer in hierdie deel van die mark, hoe gaan die mense wat dit vervaardig van buite af? Wat se heffing kan hulle dan daarop plaas? So, dis seker 'n bietjie skaak, as jy sou wou, maar dis 'n baie interessante gedagtegang. Ek weet nie heeltemal hoe mense die kloutjie by die oor kry nie. Ek moet sê, ek verstaan nie die denkproses. Ek dink dit sou goed wees om met een van die mense te praat en net hoor wat sê ITAC daaroor en presies hoekom. Want ek dink nie mense kan dit altyd heel duidelik verstaan nie. Wat grondboontjie botter bly daar mos nou maar een van die ouens se gunsteling. Verseker. Smere op 'n broodjie of so. En natuurlik, dis een van die beste maniere wat jy proteïene kan inkry en ek dink juis ons is in 'n deel van voedselproduksie waar dit moeiliker raak om goeie proteïene te kan bekostig. Dis baie waar. Dis een van die groot goeters. So hoe gaan dit die grondboontjiepryse affekteer plaaslik? En soos hy sê, okay boys, moet nou nie hele pryse opdruk nie, maar ons sien dit met die brandstofprys. Elke keer as dit gebeur, dan is die voedselpryse op. Ja. En so het ons ook ons nou weer onlangs 'n brandstofprysverhoging weer gehad, verlaging aan die een kant, maar verskriklike verhoging aan die ander. En die ander ding vir my is net, hoekom het hulle begin invoer as daar nog altyd 'n plaaslike mark was wat dit kon? Dis weer eens 'n baie interessante ding. Onthou dat op 'n stadium het ons verskriklik mielies ingevoer na Suid-Afrika. Stel jou voor, ons plant mielies dat die bissies bewe. Ja, maar dit word ingevoer. En daar word nog steeds. Ek dink dis 'n kwessie van jy moet die mark speel en werk met pryse daarmee saam.
Maar weer eens, ek het nie genoeg kennis om veel verder hieroor uit te brei nie. Ek weet Ons sal- eerlikwaar nie, Pieter. Ons sal dan die iTech manne se deur klop en vir hulle verwelkom met 'n koppie koffie en 'n grondboontjie botter broodjie. 'n sandwich. Ja, daar sê. Nou oor gaan hier, die wêreld se mees talentvolle viervoetige branderplankryers het onlangs tydens die jaarlikse hondebranderplank kampioenskappe in Amerika die golwe aangedurf. Die kompetisie wat vanjaar sy 10de bestaansjaar gevier het honderde mense na die stad Pacifica naby San Francisco gelok. Hier het honde van alle rasse en groottes hulle beste toertjies op branderplanke gewys. Wil jy nou meer? Die deelnemers het in verskeie kategorieë insluitend branderplankry, staanroeiplankry of paddleboarding, soos ons dit ken, en tandem branderplankry waar honde saam met hulle eienaars die golwe getem het, meegeding. Die honde is volgens verskeie faktore beoordeel, waaronder hoe lank hulle op die golf bly, hoe hulle tegniek en hulle selfvertroue op die plank. Hoe's daai? Veiligheid was egter natuurlik eerste prioriteit en al die honde het reddingsbaadjies gedra om hulle veilig te hou indien die see 'n bietjie te rof sou raak. Sommige van die deelnemers is ervare branderplankryers wat al voorheen aan die kampioenskappe deelgeneem het, terwyl ander vir die eerste keer hulle pote in die water gesteek het. Die organiseerders sê die fondse wat tydens die geleentheid ingesamel is, sal aan plaaslike dierewelsynsorganisasies geskenk word. Hoe oulik is dit? Het jy die onderhoud na die tyd gesien? Die wenner het gesê, "Oef, was fantasties. Een van die beste wat Ja. dis wonderlik, né? Dit moet soveel pret wees. En het die sterte gehang of het hulle nog lekker geswaai? So geswaai. Dis die enigste tyd wanneer jy sê down rover, dan bedoel jy dit. Wanneer dan bedoel jy dit nie. Weet jy, maar dis interessant want veral in Amerika, daar is ons nou maar as jy dink aan Miami het ek al baie honde gesien wat op die rolskaatse of die wat noem jy dit skateboards ry. Ja. Ek het ook al gesien in dele van Amerika wat hulle ons nou hondjie het op die motorbikes ry. Ja, met 'n valhelm aan in die hele hoofs werke. alles. Kan jy nou net dink, ek kon die hondetaal verstaan om te dink Ja. wat gaan deur daai hondjies Wat se sê koppe hulle vir en mekaar? hoe Ja. lekker dit nou is. En ek wonder hoe kry jy hier's 'n interessante gedagte. Ja. Hoe kry jy 'n hond om dit die eerste keer te doen? Want ek meen dis die wye groot oop Ja. oseaan. Kyk, hulle kan almal normaalweg swem. Hulle weet hoe. Maar ek weet nie as ek nou dink ons het 'n hondjie by die huis, sy naam is Coco en hy moes op een of ander ons het hom gekry by 'n tannie wat dood was en hy was vir 3 dae op sy eie. Maar as ons hom moet was, ou maat, hy wil nie naby Nie naby water Nie kom. naby. Jy hou hom by die water, dan maak jy voetjies so en hy wil nie. Hy wil net nie. Dink jy nie ook dis daai natuurlike instink? Jy weet amper soos wat hulle hierdie hoverborde ry die kinders. Jy weet mos dit gaan oor jou kor in die middel en Ja. hoe naby. En hondjies is maar net so, hy wil balanseer so ver hy kan en hulle En is hy wil baie die aarde goed voel daarmee. onder. Ja. Ja. Nee, Maar hier dis gaat beslis so. En ek wonder, dis die groot golwe. Sulke lekker groot golwe wat hulle vat. Is lieflik. Die groot vraag natuurlik is dit die honde wat dit geniet of is dit die eienaars wat so 'n bietjie afsou? Ja. Check my dog, Check China. myne. Ja, check. Gaan hierdie Great Dane van jou baie ouetjie. Ek het 'n Great Dane Ja. op 'n branderplank kan vat. Check my Great Dane, maar watch my Chihuahua. Ja. Mine's bigger than yours. Ja. Kyk dit net en dan sê die Chihuahua hy gaan die groter golwe aanvat en die Great Dane wil die Staan kleintjies terug, wees. I've got this. I've got this. Nou ja, toe. Lieflik. Vir hierdie en nog baie meer. Bly ingeskakel hier saam met my en Annie vanmôre by Goeiemôre, Good Morning. Ons het 'n lekker propvol program van sport en kuns en allerlei lekker dinge tot 'n spookstorie of twee. Is dit waar of onwaar? Bly net waar jy is. Skryf jy nog 'n vars koppie koffie of 'n lekker grondboontjie botterbroodjie en net hierna gesels ons oor gaming. Is dit nog aan